Ek dink dit is nodig dat ons dit vir mekaar moet sê. Die kruis was 'n harde werklikheid, 'n harde realiteit gewees. En ons moet ook vir mekaar sê dat daai harde realiteit en werklikheid was 'n geweldige, intense, wrede dood wat Jesus gesterf het. Die Romeine was wreed, hulle was 'n wrede regering. Daar was nie iets soos genade in hulle koppe of in hulle harte gewees nie. As jy in hulle oë 'n misdadiger was, dan wou hulle jou laat lei en hulle wou jou laat stadig doodgaan en hulle wil van jou 'n voorbeeld maak en hulle wil jou gebruik as 'n afskrikmiddel. En dis wat presies gebeur met Jesus aan die kruis en elke ander misdadiger. Dis so nie openbaar. Dit is naak. Dit is vernederend. Terwyl jy daar hang en mense vir jou kyk, in Jesus se geval en jou spot. Jou gewone liggaamsfunksies gaan aan. Hoe vernederend moet dit wees? En dit vat daar vir jou om stadig dood te gaan. Water wat opbou, wat oor jou longe gaan. 'n Versmoringsdood wat jy sterf. Dis wat Jesus gedoen het. En dis waarna ons dink hierdie Paastyd. Die harde realiteit, die harde werklikheid van 'n wrede dood in jou plek en in my plek. Dis ons wat daar moes gaan met. Ons is die sondaars, nie hy nie. Dis ek en jy. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê dit so mooi, Christus was sonder sonde. Maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Ek en jy kan vrygespreek lewe. Ons leef in vryspraak as gevolg van hierdie harde werklikheid, hierdie wrede realiteit van hierdie erge dood wat Jesus gesterf het. Maar God dank vir 'n ander wonderlike werklikheid en 'n wonderlike realiteit. Jesus Christus het opgestaan uit die graf. Hy het die dood oorwin. Hy leef. Hy sit aan die regterhand van God, my Vader en jou Vader. En ek en jy leef saam met hom. Dis die boodskap van Paastyd. Dis die evangelie. Dis die volheid van die evangelie. Die kruis, maar ook die leë graf, die oorwinning wat daarin lê vir jou en vir my. Kom ons gaan leef vanuit oorwinning. Let wel, nie na oorwinning nie, vanuit oorwinning. Dankie Jesus. 'n wonderlike dag, 'n wonderlike Paastyd en 'n wonderlike week vir jou.